2 Samuel hoofstuk 5. En die stamme van Israel het almal by Dawid in Hebron bymekaar gekom en vir hom gesê, ons is hier, been van u gebeente en vlees van u vlees. Toe Saul koning was dit eintlik u wat ons gelei het wanneer ons vir die oorlog uittrek. Bydien het die Here vir u gesê, pas my volk op en wees 'n leier vir Israel. Koning Dawid het 'n verbond gesluit met al die leiers wat na hom toe gekom het in Hebron, waarna hulle hom as koning oor die hele Israel gesalf het. Op die ouderdom van 30 het Dawid koning geword en hy het vir 40 jaar oor Israel regeer. Vir 7,5 jaar het hy as koning van Juda in Hebron regeer. Daarna het hy vir 33 jaar oor Israel en Juda vanuit Jerusalem regeer. Die Jebusiete het in Jerusalem gewoon en Dawid en sy manne het in Jerusalem opgetrek. Toe sê die Jebusiete vir Dawid, daar is nie 'n manier dat jy in hierdie stad sal kom nie. Blindes en lamme sal jou hier kan uithou. Daarmee het hulle eintlik gesê, Dawid sal nooit die stad binnekom nie. Maar die vesting Sion is wel deur Dawid ingeneem. Daarom word dit vandag nog die stad van Dawid genoem. Op die dag het Dawid gesê, enige een wat graag 'n Jebusiet wil doodmaak, moet die waterkanaal gebruik om by daardie blindes en krepeles uit te kom, want ek verafskuw hulle. Dit is hoekom daar vandag nog gesê word, in die huis mag geen blinde of lamme kom nie. Toe het Dawid die vesting ingetrek en daar gaan bly. Van daardie oomblik af is dit die stad van Dawid genoem. Toe het Dawid begin met bouwerk in die stad, van die terrasse af, daar by Milo, tot by die binneplein. Die Here, die almagtige God van die leerskare, was met Dawid, en hy het by die dag meer mag gekry. Hiram was die koning van Tyrus. Hy het boodskappers na Dawid gestuur. Verder het hy ook baie sederhout, skrynwerkers en bouers gestuur om 'n groot huis vir Dawid te bou. Dit het Dawid laat besef dat die Here, ter wille van Israel, sy koningskap stewig gevestig het. Daar in Jerusalem, nadat hy van Hebron af soontoe getrek het, het Dawid vir hom nog 'n klomp vroue en byvroue geneem, sodat daar nog seuns en dogters vir hom gebore is. In Jerusalem is die volgende seuns vir Dawid gebore: Samua en Sobab, Nathan en Salomo, Jebgar en Elisua, Nefeg en Jafia, Elisama, Eliada, asook Elifelet. Die Filistyne het gehoor dat Dawid as Israel se nuwe koning gesalf is. Daarom het hulle opgetrek om na Dawid te soek. Dit is aan Dawid oorvertel en hy het na die bergvesting toegegaan. Daar in die vlakte van Rephaim het die Filistyne bymekaar gekom. En Dawid het die Here gevra, moet ek vir oorlog teen hierdie Filistyne uittrek en sal u hulle in my mag oorlewer? En die Here het geantwoord, ja, trek teen hulle uit, want ek gee hulle definitief in jou mag oor. Daarop het Dawid opgetrek na Baal Peresim en die Filistyne oorwin. Toe sê Dawid, soos water deur 'n wal breek, so het die Here deur my vyande gebreek. Dit is die rede waarom daardie plek Baal Peresim, wat Heer van deurbraak beteken, genoem word. Dawid en sy manne het die afgode wat die Filistyne daar laat lê het, met hulle saamgeneem. Vir 'n tweede keer het die Filistyne bymekaar gekom in die vlakte van Rephaim. Dawid het weer vir die Here gevra wat om te doen, en hy antwoord, hierdie keer moet jy nie teen hulle optrek nie, maar jy moet eerder agterom hulle beweeg en dan 'n aanval aanrig vanaf die balsembosse. Wag totdat jy in die geritsel van die balsembosse se blare iets hoor wat klink soos 'n opmars. Dan moet jy op hulle toeslaan, want dit sal vir jou die teken wees dat die Here voor jou uitgetrek het om die Filistynse leer te verslaan. Toe doen Dawid alles presies soos die Here hom beveel het, en hy het 'n groot slag onder die Filistyne geslaan, van so ver as Geba af tot by Geser.